Dit is Hemelvaartdag 2026. Baie hartlik welkom, liewe vriende, vanmôre by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Hierdie pragtige oggend is dit my voorreg om saam met jou stil te word rondom die Here se woord. En ons gaan saam lees Handelinge 1 vers 9 tot 11. En nadat Jesus dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Wat sê? Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle af opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Geliefdes, die hemelvaart van Jesus Christus is baie meer as net die herinnering aan Jesus wat opgevaar het hemel toe. Dit is 'n dag van groot troos en hoop vir die kerk van die Here. Nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het, het hy vir 40 dae aan sy disippels verskyn. Hy het hulle versterk en geleer. En toe, voor hulle oë, het hy opgevaar na die hemel. Die disippels het gestaan en kyk hoe Jesus opgeneem word in die heerlikheid van God. Dit moes 'n ontsettende oomblik gewees het. Maar hemelvaart beteken nie dat Jesus sy kerk verlaat het nie. Inteendeel, dit beteken dat hy nou as die verheerlikte koning regeer. Vanoggend staan ons stil by 3 hoofpunte tydens hierdie oordeenking op Hemelvaartsdag. Ons eerste punt. Jesus het na die hemel opgevaar as oorwinnaar. Jesus het nie na die hemel toe gegaan omdat hy verslaan is nie. Hy het opgevaar as die groot oorwinnaar. Hy het die sonde oorwin. Hy het die dood oorwin. Hy het Satan oorwin. Die kruis was nie die einde nie. Die opstanding en hemelvaart bewys dat Jesus leef en regeer. Daarom dien ons nie 'n dooie godsdiens nie. Ons dien 'n lewende Here en Verlosser, wat aan die regterhand van God sit. Wat 'n troos is dit nie vir die gelowige nie. Ons Verlosser leef. Hy regeer vandag nog oor elke volk, elke regering, elke gebeurtenis en elke oomblik van ons lewe. Ons tweede punt. Jesus regeer nou as koning oor sy kerk. Die hemelvaart, geliefdes, beteken dat Christus nou in heerlikheid regeer. Efesiërs 1 leer dat God hom bo alle mag en gesag verhoog het. Daar is niemand groter as Jesus nie. Soms lyk dit vir ons asof die wêreld buite beheer is. Ons sien oorloë, geweld, sonde en onsekerheid. Maar hemelvaart herinner ons, Jesus is steeds op die troon. Niks gebeur buite sy wil nie. Niks verras hom nie. Niks kan sy kerk vernietig nie. Selfs wanneer ons swak voel, bly Christus die koning van sy kerk. Hy hou sy kinders vas. En dan ons derde punt vanmôre. Jesus sal weer terugkom. Die engele het vir die disippels gesê, hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Hemelvaart, geliefdes, wys nie net terug nie. Dit wys in die besonder vorentoe. Jesus kom weer. Hy sal terugkeer in heerlikheid. Hy sal sy kinders kom haal. Hy sal alles nuut maak. Daarom leef die Christen met hoop. Hierdie wêreld is nie ons finale tuiste nie. Ons burgerskap is in die hemel waar Christus is. Hemelvaart is 'n dag van troos. Jesus leef. Jesus regeer. Jesus kom weer. Daarom hoef die kerk
nie moed te verloor nie. Ons koning is in die hemel en hy sal sy kinders nooit verlaat nie. Laat ons dan met geloof en blydskap leef, met ons oë gefestig op Jesus Christus, die verhoogde koning van die hemel en die aarde. Kom ons bid saam. Dierbare God en hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre in aanbidding voor U kan buig, om die hemelvaart van ons Here Jesus Christus te gedenk. Dankie vir dit wat Jesus Christus vir ons hier op aarde kom doen het, maar ook dat hy opgevaar het na die hemel om sy werk daarvoor te sit. Ons sien uit na sy koms. Ons kyk uit met verwagting. En terwyl ons wag vir daardie dag, wil U ons ryklik seën en gebruik in U diens. Seën ook vir ons hierdie mooi dag, Here, en vul ons harte met U vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons nooi u graag uit na ons volledige hemelvaartsdiens wat vanaand om 6:00 uitgesaai word by Uit die Woord Digitaal.